Goeiemôre julle, of goeiedag, goeienaand. Ek weet nie wanneer dit jy jou groeigroep nie. Baie welkom by nog 'n lekker sessie vir ons reeks wat gaan rondom water, die tema van water. Hopelik is jy al lekker ingeburger. Ek het nou gehoop ek het ook 'n lekker pan soos wat Ian gehad het. Ek het gelag vir daai en maak soos water en vloei voort. Ek het nou nie so nie, maar kom ons kyk hoe gaan vandag se sessie. Ons hou nou daarvan om met elke sessie te begin met 'n beeld uit die natuur uit rondom water en regtig een van die redes hoekom ek aan hierdie tema gedink het wat gaan oor water is hierdie inligting wat ek gekry het. Hulle het nou blykbaar relatief onlangs satelliete opgestuur in die ruimte in om foto's te neem, video's te neem van die aarde oor 'n relatiewe lang tyd. En toe het hulle agtergekom op hierdie satellietfoto's hoe daar eintlik deur winde 'n soort van stofwolke gewaai word oor die Atlantiese Oseaan. En hulle het dit toe nou begine volg en gewonder, maar wat se stofwolke is dit? En agtergekom, die Sahara woestyn, wat ons almal weet eintlik besig om te vergroot. En dis een van die groot kommerwekkende dinge in die wêreld, as mense sê die woestyne word groter en op 'n stadium gaan ons niks land hê nie, al daai van dinge. Maar dit is toe nou wat hulle agterkom. Hierdie woestyn wat besig is om te vergaan, wat besig of eintlik groter te word en erger te wees, wat hy dan nou doen is hy maak hierdie groot stofwolke, sandstorms, wat natuurlik verwoestend is. En dan waai hierdie sandstorms uiteindelik in die see. En dan dink jy, okay, dis nou verby. Maar die sandstorm eindig nie by die see nie. Hy word oorgewaai al die pad van die Atlantiese Oseaan. Het jy 'n idee hoe ver is dit? Dit is mal ver. Tot by die reënwoude in die Amazones. Dit gaan my verstand bowe. En toe hulle nou hierdie verskynsel sien, toe begin hulle agterkom, maar daarom, dit is die rede waarom die reënwoude eintlik so goed is, want hulle kry voedingsstowwe van Afrika. En hulle kon dit biologies wetenskaplik gaan bewys. Met ander woorde, 2 kontinente wat 'n oseaan tussen hulle het, word op 'n baie direkte manier aan mekaar verbind. As dit nie was vir die Sahara woestyn nie, het die reënwoude nie gelyk soos hulle gelyk het nie. Sou die reënwoude se reën nie die nodige nutrition voedingswaarde gehad het nie. Dis 'n ongelooflike groot gedagte. Met ander woorde, op die een plek waar jy eintlik agteruitgang, dood en alleenheid en eensaamheid en allerlei slegte dinge aan mee koppel, was nodig gewees sodat daar 'n ander plek is, 'n ander fase is waar lewe uit kan voorvloei, juist nou deur die reën. En dis die beeld waarmee ek wil hê julle vandag met mekaar bietjie moet speel. Want die teks wat ons gaan kyk na is Eksodus 17, ook 'n lekker Ou Testament teksie, en dit is die gedeelte waar Moses water uit die rots uit laat loop. Wat gebeur hierso? Net vinnige agtergrond. Die volk is al vir 'n rukkie in die woestyn, 'n slegte plek, 'n plek waar hulle rond swerf, eintlik nie mooi weet waartoe hulle is nie. Hulle is bekommerd oor kos, hulle is bekommerd oor hulle vooruitgaan, hulle sekuriteit, hulle is onveilig, hulle moan die hele tyd. En Moses lei hulle. En reg deur hierdie verhaal gebeur daar elke keer die volk kom op 'n plek, hulle is kwaad vir Moses, hulle is kwaad vir God. Moses doen iets met sy staf en dan gaan hulle aan. En dis eintlik die tema. Wat doen jy wanneer jy in 'n woestyn is? Jy kyk, maar hoekom gaan dit my sleg? Hoekom kry ek swaar? En jy kyk om jou en sê, maar waar is ons die Here? Hoekom het hy nou weer agtergeraak? Kom nou Moses, kom by. En dit wat ek van hierdie teks vandag raak gesien het, ek dink julle 'n bietjie met mekaar kan gaan explore, is die gedagte, wanneer die volk vir Moses vra, waar is God nou eintlik, is indirek wat hulle sê, dan sê Moses, God is nie agter ons nie, hy sê, hy vat die oudstes vorentoe, na waar hulle op pad is. Eintlik wat dit sê is, God is nie agter ons nie. God het nie agter geraak nie. God is voor ons en by ons. Die tema van Eksodus die hele tyd is, dat wie sorg vir die volk, wie help hulle? God help hulle. Elke liewe keer. Kan jy dink,
Die volk het waarskynlik daai oggend kwartels en manna geëet, wat die Here vir hulle gegee het. Daai oggend, wat hulle nie water gehad het nie, en dan mou en hulle so. En dis die gevaar wat ons het. As ons in 'n woestyntyd is, dan sien ons net die swaar kry, maar ons het nie die groter prentjie nie. Ons sien nie waar ons op pad nie, en ons sien nie wat kan hierdie woestyntyd ook vir ons gee in voedingswaarde en lewe ook vir die toekoms nie. Mag julle 'n bietjie hieroor dink. Ek hoop die bespreking is vir julle almal goed en 'n wonderlike lekker dag hê verder. Totsiens.